Bloed, bloed, bloed. Van Genesis tot Openbaring. 'n bloeddorstige godsdiens. Noem hulle dit. 'n bloeddorstige boek, die Bybel. Oral van die begin tot die einde loop die bloed. Nou, is dit logies dat hierdie 'n sentrale tema moet wees reg deur die Bybel. Die storting van bloed. En besonder die bloed van 'n onskuldige in die plek van die storting van die bloed van 'n skuldige is soos 'n goue draad reg deur die Bybel geryg. Die goue draad, of dan bloedstreep as jy wil, wat deurgangs vloei van Genesis tot Openbaring, is in besonder gefokus en typeer die bloed van Jesus Christus soos gestort aan die kruishout van Golgotha. Nou is dit belangrik om te verstaan waarom bloed. Die Bybel leer ons die lewe is in die bloed. Al die suurstof wat nodig is om jou liggaam in stand te hou en te laat funksioneer en om genesing te bewerk, word deur die bloed na al die uiterstes van jou liggaam gedra. Al die voedsel wat jy nodig het om te funksioneer en energie en krag te hê, word deur die bloed vervoer na elke orgaan van jou liggaam. Waar die bloedvloei afgesluit word, tree die dood in. Sit 'n stywe rek om jou vinger, los hom daar, sny die bloedvloei af en binnekort verloor jy daai vinger. 'n wond wat tot ernstige bloedverlies lei, sny die vloeistof en die voedsel na die organe af en kan ook die dood veroorsaak. Dit maak bloed uiters kosbaar. En ook 'n kommoditeit waarsonder jy nie kan voortleef nie. As jy ernstige bloeding het, gee hulle jou 'n bloedoortapping. Hulle voeg vir jou bloed by. Nie omdat dit mooi en rooi is nie, omdat jy dit nodig het om te leef en voort te bestaan. Dus liggaamlik gesproke, is die bloed wat deur 'n mens of dier vloei, sy lewens- en energiebron, en om dit van 'n wese te ontneem, is 'n geweldige slag vir daardie wese. Bloed en die storting daarvan het 'n geweldige emosionele en psigiese impak op die mens. Dit vul ons met weerstand en afgryse en selfs vrees. Dit maak ons ook bewus daarvan dat daar lewe en dood is, dat daar misdaad is, en dit skok ons en dit laat ons ook weet hoe ernstig God voel oor sonde en die straf oor sonde. Die bloed van onskuldiges het ook in besonder 'n geweldige impak op mense se begrip van reg en geregtigheid. Bloedstorting roep tot die wese van die mens. Dit roep na geregtigheid, na wraak, na vergelding, en dit spreek van geweldige pyn en verlies. Bloed roep ook na God om vergelding. Genesis 4 vers 10, waar God vir Kaïn vra aangaande Abel se dood. Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. En is duidelik dat die bloed van Abel roep na God vir vergelding, vir straf. Dit sien 'n mens in die 11de vers, waar die vloek oor Kaïn uitgespreek word en aangekondig word. Hier moet ons ook daarop let, dat in Openbaring 6, die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God, met 'n groot stem uitroep en sê, hoe
lank nog. O heilige en waaragtige Heerser, wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Vers 11 sê dat wit klere aan hulle gegee is en dat aan hulle gesê word dat hulle nog 'n rukkie moet wag totdat hulle medediensknegte en broers wat nog gedood moet word, soos hulle gedood is, voltallig sal wees. Nou as jy sien wat in die wêreld gebeur is, gaan jou bloed, as jy 'n ware gelowige is wat die Here in gees en waarheid dien, dalk binnekort by hierdie martelare se bloed gevoeg word. Hulle kom vir ons. Nou kom ons stap vinnig op die bloedspoor van die Here Jesus in Genesis. Een is daar die slang, wat die saad van die vrou in die hakskeen byt, uiteraard bloeding. En dit speel op die kruisiging van Jesus Christus op Golgotha se heuwel, waar hy die slang se kop vermorsel. Tweedens is daar die dier wat geslag word, en sy bloed vloei om 'n vel en 'n behoorlike bedekking vir Adam en Eva se naaktheid te word. Let op dat die klere 'n gawe van God is. Nie iets wat hulle gejag en geslag en tot klere verwerk het nie. God was die slagter en die kleremaker, en dit is nie aan hulle verkoop nie, maar aan hulle geskenk. Hulle het nie verdien om dit te ontvang nie, maar hulle het dit nietemin as geskenk gekry. Let daarop dat die martelare in Openbaring 6, wat wit klere ontvang, dit ook nie self gemaak het nie, dit is vir hulle gegee. Die Bybel sê dat dit God behaag om sy seun te verbrysel vir ons oortredinge. Hy is die slagter. Hy het vir sy seun gesê, gehoorsaam my, gee jou lewe. Sterf in hulle plek. Stort jou bloed, sodat ek hulle bloed nie hoef te stort nie. Hulle ontvang dit, die wit klere, is wit gemaak in die bloed van die lam, skoon gemaak. Die enigste aanvaarbare offer aan God in die derde plek is die bloed van onskuldige kleinvee, soos wat Abel geslag het en aan God geoffer het. Genesis 4 vers 4. En daar lees jy ook van die onaanvaarbaarheid van die offer wat Kain bring, omdat dit by implikasie iets is wat hy self as landbouer verbou en gekweek het. Ek bring my hande werk as 'n offer. Nie onskuldige bloed nie, my hande werk, my dade. Dan ook is daar die bloed van Jesus wat mens kan sien in die verbond van God met Abraham in Genesis 15, die besnydenis in Genesis 17, die offerande op Moria, maar daaroor later. Hierdie bloedstreep kan gevolg word reg deur die Bybel. Die bloedstreep wat typerend is van die enigste offer wat by God aanvaarbaar is vir die redding van ons siel, ons gees en uiteindelik ook ons liggaam. 1 Korintiërs 15. Die bloedstreep van die onskuldige en volmaakte lam kom tot kulminasie in Jesus Christus en in dit wat Johannes die Doper verklaar aangaande Jesus Christus. En dit kan op niemand anders toegepas word of van enige iemand anders gesê word nie. Hy's enig. Johannes 1:29. Daar sê Johannes die Doper, is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En dit word duidelik gestel dat Jesus dit doen
deur die storting van sy bloed. In hom het ons die verlossing deur sy bloed en die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade, volgens Efesiërs 1 vers 7. Hebreërs 9:22. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Maak nie saak hoe oulik jy is nie, maak nie saak hoe geestelik jy is nie, maak nie saak hoe statusbewus hulle jou gemaak het en jou opgehef het, en hoe wonderlik dink hulle jy is as predikant, as priester, as profeet, as geestelike. Jou bloed, net die bloed van Jesus. Hy is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig lewe of in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, God se seun, reinig ons van alle en elke sonde. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle oorgeërfde, sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Hebreërs 9:12. Met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal in die heiligdom binne gegaan en ewige verlossing tot stand gebring. Ek sluit af met die bloed van Jesus Christus roep ook na God. In die heel eerste plek roep dit om genade, om vergifnis, en is die enigste bloed wat daarvoor roep. Sy bloed, en net sy bloed, net die bloed van Jesus Christus. Dit roep op die versoendeksel, waar Jesus as hoëpriester ingaan met sy eie bloed. Roep dit om versoening, roep dit om genade, roep dit om vergifnis, roep dit om verlossing. Dit vra God. Vergewe elkeen wat deur my na u kom. Red elke een wat deur my na u kom. Verlos elke een wat deur my na u kom. Ek het betaal. Die vlekkelose lam. My bloed, onskuldige bloed, heilige bloed, is gestort vir hulle sonde, hulle onreinheid, hulle verslawing, hulle mislukking, hulle ongeregtigheid. Nou ons kan self kies of die bloed van Jesus namens ons om genade gaan roep, om vergifnis en om verlossing te gaan roep, en of ons gaan vra dat dit ons reinig en ons van 'n God gegewe wit leef sal voorsien, en of ons kan kies dat die bloed van Jesus wraak oor ons gaan uitroep. Hebreërs 10:28 tot 31, jy kan dit gerus gaan lees. Ek wil vertrou dat van jou en my gesê sal kan word, omdat julle in die lig wandel en gemeenskap met God het en met mekaar, en die bloed van Jesus Christus julle reinig van alle sonde, is julle die volk van God. Is jy daar waar jy altyd bly in Jesus? Is jy daar
waar jy vashou aan die ou ruwe kruis? Is jy daar waar jy weet, dis al wat jy kan ruil? Die bloed van Jesus Christus, vir vergifnis, redding en verlossing. Jou goeie dade, en ek is nie teen goeie dade nie, inteendeel, ons is in Christus geskep vir goeie werke. Maar dis 'n daad van God in ons lewe. Soos iemand gesê het, Ou Testament is jy mag nie. Nuwe Testament is ek wil nie. Jy mag nie lieg nie, jy mag nie steel nie. Ek wil nie lieg nie, ek wil nie steel nie. Ek wil rein en heilig wees. Hoekom? Christus het iets in my gedoen. Hy was my. Hy's besig om my voortdurend te reinig van sonde. My lewe verander as gevolg van Jesus en sy bloed. Hoe kosbaar is die bloed eens gestort. Dank God. Dankie Here vir die bloed van Jesus. Anders sou myne loop, joune loop, as jy hom glo. Nie op 'n altaar as 'n versoeningsoffer nie. Maar wanneer Jesus kom om die paskyp te trap, maar dis 'n ander storie waarby ons later kom. Vrede vir jou, mag die Here se genade vir jou 'n werklikheid word. Mag die bloed van Jesus Christus jou aangryp. Mag jy roep, saam met sy bloed. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die naam wat daar ter sprake is Jesus Christus. Here, red my. Was my in die kosbare bloed. Maak my skoon. Seën my Here deur wedergeboorte. En by geboorte loop die bloed altyd. Mooi loop. Vrede vir u. Amen.